surrender. I want to know you more. I want to know. I could rush in. Jesus, breathe in. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. Yes, I surrender. I surrender. I surrender. I surrender. I surrender. I surrender. Ons probeer altyd op 'n Sondagoggend ten minste daai een geleentheid gee in 'n week vir mense om terug te draai na die Here toe. En dis iets wat ons nie wil mis nie. Ons wil nie 'n oomblik mis waar iemand kan sê, maar Jesus, ek kom terug na u voete toe, ek kom terug na u hart toe, ek commit weer my lewe, ek gee weer my lewe vir u nie. En dan wil ek vra, kan almal gee oë toemaak daar waar jy staan? As jy iemand is vanoggend wat sê ek het nodig om terug te kom na Jesus toe vandag. Ek het nodig om my lewe vir hom te gee, my hart vir hom te gee. Dan wil ek vra, terwyl almal se oë toe is, ons gaan jy nie ontbloot nie. Niemand gaan dit sien nie. Wil jy nie gou jou hand opsteek en net laat sak nie? Dankie julle. Dankie julle. So Vader, vanoggend kom ons is 'n familie in die Gees. En ons wil vra, Heilige Gees, kom omvou elkeen wat vanoggend sê, Jesus, ek het u nodig. Jesus, ek het nodig dat u weer die Here van my lewe word. Ek het nodig dat u in my hart inkom en in my huis inkom. Ek het nodig om weer by u voete te kom rus. Ek wil vra, Heilige Gees, kom omvou elkeen vanoggend. En in hierdie oomblik, Here, verklaar ons Romeine 10 vers 9 met ons lippe, u is koning van ons lewe en ons glo, u het uit die dood uit opgestaan. En daarom weet ons is gered. En ons het die ewige lewe. En ons glo dit vanoggend vir elkeen wat 'n hand opsteek en vir elkeen wat sê, ek het nodig om u weer te ervaar. Dankie, Here, dat u ons terug aanvaar in u arms as u kinders. Dankie, Jesus, vir oomblikke soos hierdie. Ons kom bid ook vanoggend, Here, vir elkeen wat pyn het, vir elkeen wat seer het, vir elkeen wat bid vir 'n kind om terug te kom na u toe. In hierdie oomblik vra ons, Heilige Gees, kom tree in daai plek. Kom raak daai selletjie aan, daai spier aan, daai orgaan aan, daai been aan. In die naam van Jesus Christus. Genees. En dankie daarvoor, Here. Ons roep in die Gees daai kinders weer terug. Dankie, Here, vanoggend vir 'n totale werking, genesing, herstel in elke liewe area van ons lewe. Dankie dat u hier is vanoggend. Ons vra nou, Here, soos wat ons in die woord ingaan,
Hou aan werk. Hou aan openbaar. Hou aan aanraak. En dankie daarvoor, Heilige Gees. Dankie vanoggend vir bevryding ook. Iemand het nodig om dit te hoor. Ek ervaar sommer net in my gees, as iemand wat vanoggend gaan vrykom van 'n ding waarmee jy lankal sukkel, 'n ding waaraan jy lankal vasgevang is. Dankie daarvoor. Dankie Heilige Gees vir daai vryheid in die gees. Ons gee dit vanoggend vir U. Dankie Jesus. En almal sê saam. Amen. Dankie Here. Jy is welkom om jou sitplek in te neem. Ja. Lofspan, baie dankie. Hierdie was regtig 'n week van so 'n bietjie strek, ek dink vir ons almal. En prys die Here daarvoor. Prys die Here daarvoor. Ons het verlede week begin om te sê ons gaan in hierdie jaar gaan ons baie die term lofoffer gebruik. Lofoffer. Nou as jy nie weet wat 'n lofoffer is nie, 'n lofoffer is basies 'n oomblik van lofprysing vir die Here wat ons doen deur middel van 'n applous. Nou dis vir ons vreemd. Ek weet vir ons Afrikaners, ons klap omtrent nie eens hande as die blou bulle 3 druk nie. Maar Maar ons wil graag in die kerk 'n kultuur begin skep waar ons vir die Here aanhou loof en prys ongeag wat rondom ons gebeur. En daarom gaan ek vra dat ons vanoggend vir die Here 'n groot lofoffer gee. En dit beteken ons gaan hom loof, ons gaan hom prys deur middel van 'n applous. Ek weet dis vreemd, so as jy gemaklik is daarmee, doen dit saam. As jy nie gemaklik daarmee is nie, dis oukei. Bly net sit of sê sommer net dankie Here met jou lippe. Dis ook vir die Here goed en aanneemlik. So kan ek vra, kan ons vir die Here gou net 'n groot lofoffer gee vir hierdie oggend. So dankie Here. Dankie Heilige Gees. Dankie dat U hier is. Dankie Here. Amen. Amen. Is dit nie mooi nie, net, om vir die Here 'n applous te kan gee? Ek ken ouens wat letterlik as hulle in die oggend opstaan, blaas hulle vir die Here 'n soen. Nou ek is nog nie daar nie, maar prys die Here vir daai. So, soos julle weet, het ons is ons visie vir hierdie jaar, ons 2026 visie, is die jaar van terugkeer, en vandag se boodskap gaan amper reguit in daai induik. Ons gaan die fondasie lê vir wat ons glo die Here hierdie jaar ook in ons gemeente gaan doen, in ons dorp gaan doen, en ons boodskap vir vandag kom dan uit Efesiërs 4 uit. Nou Efesiërs is een van my gunsteling boeke in die Bybel. Kyk, ek raak soos 'n klein kind op Kersfees rondom Efesiërs, want Efesiërs is vir ons amper die Alpe van disippelskap in die woord. Dis die model wat Paulus vir ons gee, waar volgens hy disippels gemaak het van almal met wie hy in aanraking gekom het. So dis letterlik die preek, Efesiërs is letterlik die preek, die boodskap wat Paulus sou preek wanneer hy by 'n gemeente kom. So as jy wil weet wat Paulus fisies gesê het in daai oomblik, gaan kyk na Efesiërs en net so Galasiërs. So dis 'n ongelooflike boek, daar's ongelooflike waarhede daarin. Maar in Efesiërs kry ons hierdie drieledige proses. So Paulus begin by hierdie lering oor wie Christus is en hoe ons geposisioneer is in hom, en dan leer hy die kerk in Efese hoe om te loop, om te wandel as geestelik volwasse gelowiges, en dan leer hy hulle hoe om oorlog te voer in hierdie wêreld. So met oorlogvoering bedoel hy leer hulle hoe om staande te bly te midde van die aanslag van die vyand, en hoe om ander mense in hierdie reddingsboot van die gemeentes te kan intrek, van die liggaam van Christus. So dis vir my so mooi. So hy begin by, wie is God, die gelowige se posisie in hom, en dan die gelowige se wandel, en dan die gelowige se oorlog. Dis so eenvoudig soos dit, dis die totale opsomming van Efesiërs. Maar wat vir my so mooi is van hierdie, is ons 2 goed, wat van elke liewe woord van Efesiërs af drup soos olie. En dis Jesus Christus en die salwing en die krag van die Heilige Gees. So dis Christus en Gees, Christus en Gees. En dis eintlik vir my die opsomming van visie 2026. Dis 'n jaar van terugkeer na hierdie basiese, kragtige fondasies en waarhede van Christus in die woord aan die een kant, en aan die ander kant die radikale, intense werking van die Heilige Gees. So dis Christus en Gees. So julle gaan agterkom, in alles wat ons doen in hierdie jaar, gaan dit Christus en Gees wees. Elke oomblik as ons 'n kind bedien, is Christus en Gees. Daarom is ons opgewonde oor ons kinderbediening. Ek wil vir julle sê, daar's goed wat daar gebeur. Dis Christus en Gees.
Net so elke keer as ons hande op iemand lê, is dit Christus en Gees, soos wat dit geopenbaar word deur die woord. So ons vertrou byvoorbeeld dat iets soos hierdie groeipad 101, dat dit 'n ongelooflike impak in ons dorp gaan hê. Dat dit ons gaan oproep tot hierdie plek van Efesiërs se einde, hierdie plek van geestelike oorlogvoering en radikale disipelmaking in ons dorp. So ek het 'n verwagting. Ek sê altyd, ek verstout my hierin. Ek het hierdie verwagting dat ons teen die einde van 2026 'n radikale skuif in ons dorp gaan begin sien. Van mense wat terug begin keer na God toe. Van mense wat in die strate loop en hulle stap met hierdie salwing en teenwoordigheid van die Here. En ek weet ons het 'n klomp uitdagings. Ek weet daar's hierdie interim verkiesing wat ook einde van die jaar voorlê, maar hierdie een ding weet ek, as ons gees begin voorberei vir dit wat die Here gaan doen, gaan ons 'n groot ding hierdie jaar in Delmas sien. Dis Delmas se jaar van terugkeer. So Efesiërs het so 'n manier om in jou gees te kom inspreek. Want is altyd Christus plus Gees, Christus plus Gees. En wat vir my mooi is van dit gee vir ons die maatstaf vir enige ander boodskap. Soos jy byvoorbeeld 'n ding op YouTube kyk en daar's nie Christus en die geesvervulde woord van God in daai boodskap of in daai preek nie, dan is dit nie 'n preek nie, dan is dit 'n motiveringspraatjie. So hy gee vir ons die maatstaf vir al die dinge, die maatstaf van disipelskap. So hy begin, dis vir my so mooi. Paulus begin in Efesiërs met die eerste 3 hoofstukke waar hy eenvoudige waarhede neerlê. Dan sê hy, hierdie is hoe Christus oor jou dink. Hierdie is wat hy alreeds vir jou gedoen het. So hy hamer op daai gedagtes van Christus. So kom ons lees gou saam. In die eerste 3 hoofstukke lees ons byvoorbeeld Efesiërs 1:3. Hy het ons geseën. Ek sien daar 'n koppelteken ontduik. Ons is nie altyd so sleg met spelling nie, hoor. Nee. Hy het ons geseën met al die seëninge van die hemel. Efesiërs 1:7, deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God. Ek wil net sê daai bloed, ons gaan hierdie jaar lekker induik in die bloed van Christus. En ek is opgewonde oor dit. Efesiërs 1:11, hy gee vir ons 'n geestelike erfenis deur Christus. Volgende ene, Efesiërs 2:4, uit genade en deur geloof is ons gered. Efesiërs 2:6, ons is saam met Christus opgewek en het nou saam met hom 'n plek in die hemel. Efesiërs 3:17, deur die Gees maak Christus vir hom 'n woonplek in ons harte. So wat vir my mooi is van dit, is hier kom Paulus en hy beskryf letterlik Christus se gedagtes oor ons. En ons nog soveel meer. En dan kom ons by Efesiërs 4. En Efesiërs 4 is daai plek waar Paulus gaan stil staan. En dan sê hy nou, jy gelowige, jy kind van God, jy Christen, hierdie is nou jou amen oomblik. Hierdie is die oomblik waar jy moet reageer op dit wat Christus alreeds vir jou gedoen het. Hierdie is die oomblik waar jy moet begin wandel volgens daai genade, daai erfenis, daai geestelike posisie wat jy alreeds in Christus opgeneem het. Hierdie is jou oomblik, gelowige. Hierdie is jou amen oomblik om in te beweeg in die geestelike oorlog wat aan die gang is in ons samelewing. So kom ons begin, Efesiërs 4:1. Hy sê hierdie, hy sê, ek druk julle dit op die hart. Ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. In ooreenstemming. So hy sê, ek druk dit julle op die hart. Wat beteken dit? Dit beteken, ek is besig om te praat met die diepste deel van jou siel. Ek is besig om hierdie oproep te maak in jou gees mens in. En ek wil hê jy moet hoor van my wat 'n gevangene in die Here is. Die een vertaling sê gevangene van die Here, ander een sê gevangene in die Here, ander een sê as gevolg van die Here. Maar ek wat 'n gevangene in die Here is. Terwyl ek hierdie gedeelte lees, het dit my so begin aanraak. Want ons as gelowiges leef altyd in hierdie 2 realiteite. Aan die een kant is daar die realiteit waar ons 'n slaaf van sonde kan word. En aan die ander kant is daar die realiteit waar ons 'n gevangene in Christus kan word. 'n Gevangene in Christus. So ons het hierdie keuse. Gaan ons 'n slaaf wees of gaan ons 'n gevangene wees?
En ek dink een van die grootste goed wat die vyand reg gekry het in ons lewe en in ons leeftyd, is om dit meer aanloklik te maak om 'n slaaf van sonde te wees as 'n gevangene in Christus. En ek dink nie ons besef hoe destruktief, verwoestend dit is om 'n slaaf van sonde te wees nie. Want jou vrye wil word weggeneem. Ek dink baie mense sal kan getuig. Wanneer jy 'n slaaf van sonde is, het jy nie meer keuse of jy kan ophou of nie. Maar keuses word vir jou bepaal. Jou besluite word vir jou geneem. En jy kan nie ophou nie, al wil jy kan dit nie self doen nie, want jy gaan die hele tyd teruggetrek word in daai vleeslike goed in. Ons het al so baie mense gesien wat sit met hierdie geestelike kettinge, hierdie vleeslike kettinge, en hulle kan nie ontslaa raak van dit nie. So die oomblik as ek 'n slaaf van sonde is, word elke liewe keuse, elke gedagte, elke liewe ding wat ek sou doen, word weggeneem van my af en bepaal deur daai sonde. Ek is 'n slaaf, maar aan die ander kant, om 'n gevangene in Christus te wees, en hierdie is vir my so mooi. 'n Gevangene in Christus beteken dat ek 'n keuse het oor hoe ek wil leef. Dat ek 'n keuse het om hom toe te laat. Dat ek besluite kan neem waar Christus my beïnvloed. So ek het ewe skielik 'n keuse in die lewe wat van my af weggeneem was. Ek het 'n keuse om te stap saam met Christus of nie. Ek het hierdie vrye wil om in die koninkryk te leef. So tipies as ek 'n gevangene in Christus is, dan leef ek in die plek waar ek sal sê, Here, help my om te dink soos U sou dink. Help my om te doen wat U sou doen, om te besluit soos U sou besluit, om te kies wat U sou kies. Help my om te beweeg waar U Gees sou beweeg. So slaaf van sonde, neem al jou keuses weg in die lewe. 'n Gevangene in Christus gee vir jou die keuse oor hoe jy wil leef. En partykeer is dit moeilik, want as ek 'n gevangene in Christus is, beteken dit ek het nodig om sekere paaie te kies wat ek nie noodwendig sou wou nie. Dit beteken dat ek nodig het om in sekere goed te stap waar ek nie noodwendig sou nie. Maar iets wat die mooi. As Paulus sê, ek is 'n gevangene in Christus, beteken dit nie ons is besig om in 'n tronk in te gaan saam met Christus nie. Dit beteken ek is geboei aan Christus en niks kan my van hom afbreek nie. Niks kan hierdie boeie van my afruk nie. So ek is nie in 'n tronk nie, ek is vasgeboei aan hom. So in elke aanslag van die vyand, as ek vasgeboei is aan Christus, en daai gees van manipulasie kom wat sê, val terug in ou patrone in, dan ruk hy my weg van dit af. As ek vasgeboei is aan Christus, en ons goed in my lewe wat besig is om uitmekaar uit te val, en ek wil in hierdie slagoffer posisie ingaan, almal ken daai ding, daai victim mentality. Wat doen hy? Hy trek my uit dit uit, want ek is vasgeboei aan hom. Elke keer as ek begin dink oor myself op 'n sekere manier, en daai leuen kom in, wat sê, jy gaan dit nie maak nie, jy's nie goed genoeg nie, Jesus het jou nie lief nie. As ek vasgeboei is aan hom, dan trek hy my terug na die waarheid toe. Dan trek hy my terug na die waarheid toe. So elke keer as sy hand beweeg, beweeg my hand. Elke keer as hy opstaan om te veg namens my, staan ek saam met hom op, want ek kan nie losgemaak word nie. Ek is geboei aan hom. En net so as hy praat, gaan ek stil raak. Hoekom? Want ek is aangesig tot aangesig met hom. As ek vasgeboei is aan iemand, dan sien ek hulle die heeltyd voor my. Hy beweeg rondom my, hy praat met my, hy red my, as ek nie kan sien nie. Hier is vir my die mooi ding. Ek het die keuse om of 'n slaaf te wees van sonde, of om vasgeboei te wees aan Christus. En ek wil nie daai boeie afruk nie, want in daai plek vind ek lewe. In daai plek waar ek hier beweeg, is hy beweeg. Waar ek opstaan, is hy opstaan. Waar ek saam met hom hardloop, is hy my uitdruk uit leenheid. In daai plek vind ek lewe. Want ek is naby aan hom. Ek sal nooit vergeet nie, ek het in my jong dae, het ons baie tyd geïnvesteer, is nie 'n mooi woord nie, belê, is die mooier woord. Baie tyd belê in my sportloopbaan, want ek is 'n groot ou. Maar ek wil net sê, hier is nou nie een van daai 'n kniebesering het my Springbok loopbaan gestop stories nie. Ek sou nooit daar gekom het nie. Maar ek sal nooit vergeet nie, ek is 10 jaar oud. Ons speel cricket teen 'n ongelooflike goeie skool. En daar's 'n ou wat al ons ouens uithaal, bou hulle een vir een.
En op 'n stadium is dit my beurt om te gaan golf. En ek besluit, ek gaan hierdie ou net blok. Ek gaan hom blok. En op 'n stadium raak my oë so groot, dat daar so 'n mooi bal afkom in die middel. En ek besluit, ek gaan jou uit die park uitslaan. Toe mis ek bal en al. Hy slat my paadjie. Nou stap ek af van die veld af, en ek sien daar's my pa, maar ek dink ek gaan net omstap. En my pa kry my aan die ander kant. En soos wat ek loop, sien ek my pa stap al hoe nader, en hy stap al hoe vinniger. Ek dink, ek gaan net wegstap. Maar toe hy by my kom, ek het 3 lopies gemaak die dag, sterk tussen die bene. Hy kom by my, hy vat my op my skouers, en hy sê, ek was nog nooit trotser op jou, as in hierdie oomblik nie. En elke liewe selletjie in my, swaai, om te besef, ek is steeds geliefd, ek is steeds veilig, daar steeds 'n plan. En dis dieselfde as ek geboei is aan Christus. As ek so naby aan hom beweeg, dat ek in sy oë kan kyk, beteken dit al val alles uit mekaar uit. Hy staan daar en hy sê vir jou, my seun, ek is nog steeds hier. Ek is nog steeds lief vir jou. Ek is nog steeds trots op jou. Ewe skielik lig in my gees. Ewe skielik tel hy my ken op. Ewe skielik kan ek sy hartklop hoor, want ek bly naby aan hom. Dis die krag daarvan om 'n gevangene te wees in Christus. So kies jou gevangenskap. Ek wil nie 'n ding hê wat my lewe stukkie vir stukkie verwoes nie. Ek wil nie in 'n ding leef wat besig is om my weg te trek van die liefde van my Jesus af nie. Ek soek hom en ek wil so naby aan hom bly as moontlik. So Paulus skryf vir die gedeelte in Efesiërs 4. Hy skryf dit vir die kerk in Efese, want hy sien wat kom. Hy sien dat hulle besig is om weg te beweeg van Jesus af. Hy sien dat daar wolwe en skaapsklere is op preekstoele en platforms. Hy sien dat daar sonde is wat besig is om in die kerke in te kom. En dan skryf hy hierdie as 'n waarskuwing, as 'n manier om hulle aan te spreek. En hy sê, maar hou vas. Bly geboei aan Christus, beweeg as hy beweeg, staan stil as hy stil staan, laat toe dat hy jou gees kom lig. Moenie weggaan van hom af nie. En dan skryf hy hierdie, later lees ons in Openbaring 2, kry Johannes hierdie visie van Jesus af, hierdie visie van Jesus, en dit wat hy sien, is nie goed nie, maar hy sê Efese, die kerk in Efesiërs, hy sê, julle doen 'n klomp goed reg en is mooi, maar, kom ons lees saam, Openbaring 2, vers 4 tot 5. Hy sê, maar ek het dit teen julle. Julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Dink daaraan hoe ver julle al agteruit gegaan het, bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Anders, as julle nie bekeer nie, kom ek na julle toe en sal julle lamp van sy plek al wegvat. So hy sê, Efese, julle het my nie meer so lief soos aan die begin nie. Jy het my nie meer so lief nie, en terwyl ek hierdie lees, drink ek, Here, maar hierdie is moeilik. Want waar's die hoop? Waar's die hoop in 'n gedeelte soos hierdie? Waar's die hoop in hierdie? Want sien, Paulus het hulle gewaarsku. Hy het hulle aangespreek. Bly vasgeboei aan Christus. En die feit dat Johannes hierdie visie kry, beteken, hulle het in elk geval geval vir die dinge waarteen hulle gewaarsku is. So ek wonder die hele tyd, Here, maar waar's die hoop? Waar is die hoop? En hierin lê die hoop. Die hoop vir die kerk van Efese lê in die feit dat daar 'n oorblyfsel is. 'n Groepie mense wat nie gebuig het voor die dinge van die wêreld nie. Wat nie gebuig het voor die dinge wat hulle weggetrek het van die liefde van Jesus af nie. En ons sit vandag met baie van onsselfde goed wat ons liefde vir Jesus kon steel. Wat ons wegtrek van daai liefde van Jesus af. Maar ons hoop lê hierin, dat hier nog steeds 'n oorblyfsel is. Die Engels praat van 'n remnant. En alhoewel ons as oorblyfsel baie keer moeg is, en oorlaai is, en ons wonder, Here, waar is hy? Is die beginsel van die oorblywenis, van die oorblyfsel nog steeds staande. Micha 4 vers 7, dit sê hierdie,
Ek sal die krepeles die oorblyfsel maak, die siekes 'n sterk nasie. Ek die Here sal op Sionsberg oor hulle heers nou en vir altyd. So die oorblywenis, die oorblyfsels, daai klein groepie wat sê, Here, ons gaan nog steeds aanhou glo in U. Ons gaan nog steeds vashou aan U. Al is die wêreld rondom my aan die brand. Hy sê, al lyk daai groepie krepeel en siek of so klein soos in die kerk van Efese, sal ek hulle 'n sterk nasie maak. En ek sal oor hulle heers nou en vir altyd. Die oorblyfsel, die oorblywenis, daai klein groepie wat aanhou vashou en sê ons gaan nie buig nie. Ek sien hulle altyd soos 'n suurdeegplantjie. 'n Suurdeegplantjie, weet jy wat dit is? 'n sourdough starter. Daai ding wat jy altyd gebruik om suurdeegbrood te bak. Dis vir my fascinerend hoe lank daai klein suurdeegplantjie kan aanhou groei of aanhou lewe, solank as wat hy gevoer word. Daar's 'n bakkery in Amerika wat 'n suurdeegplantjie het waarmee hulle vandag nog brood bak wat oor die 4500 jaar oud is. Generasie na generasie aangegee. En hy leef nog want hy was gevoed. En hy beïnvloed nog want hy was gevoed. En hulle bak nog brood van hom want hy was gevoed. En dis dieselfde met die oorblyfsel. Dis dieselfde met hulle wat sê, ek gaan aanhou geboei wees aan Jesus, ongeag wat rondom my gebeur, solank as wat hierdie oorblyfsel gevoed bly, en na my aan lewende water bly, gaan daar beïnvloeding kom, gaan daar groei kom, gaan daar hierdie ding in die koninkryk gebou word, waarvoor ons byvoorbeeld hierdie jaar die Here vertrou. So die oorblyfsel is daai groepie wat sê, ek gaan seker maak ek word gevoed. Ek gaan seker maak ek word geboei aan Jesus en ek gaan aanhou wandel in ooreenstemming met die Gees, ongeag wat die wêreld sê of wat se agenda die wêreld dryf. Ek gaan hier geboei bly. Soos die 12 disippels. Sien, dis die oorblywenis. Dis die oorblyfsel wat sê, ek gaan nie alles glo wat in die media is nie. Ek gaan nie alles ondersteun wat in die media gesê word of wat op sekere kanale gewys word nie. Want daai goed is nie meer altyd 'n troon vir God nie. Dis 'n berg vir die vyand om sekere agendas te dryf vir ons kinders. Dis die oorblywenis wat sê, ek gaan nie en ek weier om my knie te buig op 'n sportveld as gevolg van 'n wêreldwye beweging wat sê lives matter. Want ek gaan nooit 'n persoon verhewe bo my God nie. Dis die oorblywenis wat sê, ek gaan geboei bly aan Christus en ek gaan aanhou stap in hierdie radikale, intense onderskeiding en werking van die Gees. Dis hulle wat kan sien wat real en fake is in die wêreld. Dis hulle wat kan sien waar Jesus aan die beweeg is, want hulle kan nie ophou tyd spandeer saam met hom nie. En alles groei uit hulle uit. Alles groei uit hulle uit. Wat vir my so mooi is, ons lees van hierdie oorblyfsel en Daniël onder Nebukadneser. Op 'n stadium is Nebukadneser op 'n plek waar hy eintlik al die godsdiens in die wêreld wil wegvat. En dan is daar Sadrag, Mesach en Abednego, hierdie vriende van Daniël, wat sê, maar ons gaan nie buig voor dit wat hy wil bring nie. So Nebukadneser bring al sy mense bymekaar en dan bou hulle hierdie goue kalf. En die oomblik as daar musiek gespeel het, moes almal voor hierdie kalf gebuig het. Maar hulle was deel van die oorblyfsel. Hulle was deel van die remnant. Hulle het onderskeiding gehad om te weet wat wel van God af is en wat wel nie van God af is nie. En hulle het geweet, hierdie ding is nie van hom nie, so ons gaan nie buig nie. Ons gaan nie buig nie. En dan hoor Nebukadneser van dit en hy sê, maak 'n vuuroond wat 7 maal warmer is as gewoonlik. 'n vuuroond in daai tyd was nie 'n oond waarin jy gestap het nie, dit was 'n gat in die grond. So as jy ingeval het, was jy oorlede. Daar was nie 'n kans dat jy dit sou maak nie. En dan lees ons hierdie Daniël 3 vers 24. Toe het koning Nebukadneser verskrik opgespring toe hy na die gat kyk, die oond kyk, en vir sy raadgewers gevra, het ons dan nie 3 manne vasgebind in die oond en in die oond gegooi nie? En hulle sê vir hom, dit is so, U Majesteit. Hy sê, toe maar ek sien dan 4 manne wat vry en ongedeerd rond beweeg in die vuur, en die 4de lyk soos 'n hemelwese. Toe het Nebukadneser na die bek, die opening van die brandende oond gekom en geroep, Sadrag, Mesach, Abednego, dienaars van die Allerhoogste God, kom uit hierheen.
En Sadrag, Mesach en Abednego het uit die oond uitgekom. Hier is die interessante. Sadrag, Mesach en Abednego. Dit sê nooit dat hulle self God in die vuur kon sien nie. Dit sê wel dat Nebukadneser hom kon sien. Baie keer in die middel van ons grootste vuur gaan jy nie God raak sien nie. Maar solank as wat ek geboei is aan hom, gaan ander mense hom in my kan sien, in die middel van my vuur. En dan word ek hierdie oorblyfsel, hierdie suurdeegplantjie, wat lewe gee vir ander. Wat beweeg in die salwing en die krag van die Heilige Gees. En ewe skielik begin ander mense na my kyk en hulle soek 'n klein proeseltjie van dit wat in my is. Ek word soos hierdie suurdeegplantjie. Sien die oorblyfsel, glo ek, is steeds hier. Dis almal van ons wat hier is vanoggend. Ons is die oorblywenis. Ons is hulle wat sê, ek gaan aanhou staan vir die Here. So as gevolg van die oorblywenis, kon Efese omkeer. Efese kon skielik 'n nuwe gemeente word, hulle kon ewe skielik 'n nuwe stad word. So Jesus gee vir Johannes hierdie visie oor hoe hulle kan terugkom na daai eerste plek toe, na daai eerste liefde toe waar hulle begin het. Hoe hulle kan terugkom na daai plek toe waar hulle beweeg het in die woord, waar hulle bedien het deur die Gees, waar ander van ver af gekom het om te sien vir 'n oomblik hoe God en hoe die Gees in daai gemeente werk. En hy sê vir hulle hierdie Openbaring 2:5. Hy sê bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. En die woord bekeer is weer daai selfde woord wat ons in Visie 2026 het. En dit is die woord metanoia. En dit beteken, draai terug, keer terug, draai om, keer terug, draai om, keer terug, draai om. Na wat? Na wat hulle aan die begin gedoen het. Toe die kerk van Efese ontstaan het hulle ontstaan deur Paulus, Timoteus, later van die ander apostels. Hulle het 'n ongelooflike pad gestap. Hulle het hierdie brandende, vurige liefde en passie vir Christus gehad. Hulle hele bestaan het gegaan oor hierdie verhouding met hom. Hoe kan ek nader aan my Jesus kom? Hoe kan ek hom leer ken? Hoe kan ek beweeg deur sy Gees? Hoe kan ek sy stem hoor? En toe ergens op 'n stadium, soos wat hulle gegroei het hulle verhouding vervang met godsdiens. Hulle het gedink om sekere goed te doen vir die Here is goed genoeg om daai verhouding te onderhou. Dis amper soos iemand wat vandag sê, maar as ek 1 keer 'n maand nagmaal hou, is dit genoeg om my verhouding met God lewend te hou. It's not enough. Ons mis so baie. So het al die rituele begin doen. En dan sê hy vir hulle, hy sê Efese, begin weer my hart soek. Begin weer stap in my Gees. Begin weer my pursue, keer terug na daai eerste liefde. En dan sê hy, en dan sal julle die kroon van die lewe kry. En ek dink die Here daag ons uit. Ons is gemeente. Hy daag ons uit. Ek dink nie ons het geval nie. Maar ek dink ons is soos Efese, is ons in 'n sekere sin 'n oorblyfsel, 'n remnant. Die oorblywenis wat nog kan vashou aan die hart van Christus en hom openbaar verander. So Efesiërs is vir my hierdie roep na my gees wat sê, hou aan terugkeer. Hou aan terugkeer na daai plek waar jy 'n gevangene in Christus is. Ons kyk vir Efesiërs 4:1. Hy sê, ek druk julle dit op die hart. Ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Laat julle lewenswandel, met ander woorde, hoe julle leef in ooreenstemming wees. 'n ander woord vir ooreenstemming, en hierdie is mooi. Is dieselfde geestelike gewig. So hy sê met ander woorde, wanneer jy loop, wanneer jy kom en wanneer jy gaan, wanneer jy bedien en wanneer jy bid,
wanneer jy praat en selfs wanneer jy braai, doen dit met dieselfde geestelike gewig as waarmee Christus op aarde gestap het. Met dieselfde swaarde krag. Met dieselfde gewig waarmee hy ons harte nagejaag het. Waarmee hy ons kon verlos het aan 'n kruis. Vra hy vir ons, stap in daai. Maak seker jou lewenswandel is in ooreenstemming met die roeping wat hy van jou vra. Die woord roeping beteken die uitnodiging van God om 'n medewerker of 'n ambassadeur van hom te word. Om met ander woorde saam met hom die koninkryk te bou. Saam met hom disippels te maak van alle nasies, genesing te bring vir die wêreld. So hy gee vir ons hierdie uitnodiging. Hy sê stap in hierdie gewigtigheid van die Gees, in hierdie swaar teenwoordigheid en salwing. Laat dit van jou afdrup, soos wat dit van hom afgedrup het aan die kruis. En wanneer jy dit doen, is daar hierdie uitnodiging om saam met my te gaan en die koninkryk te bou in 'n dorp. Die riviere oop te maak sodat mense kan drink van hierdie lewende water. Die woord ambassadeur beteken om een land binne in 'n ander land te verteenwoordig. So sê wanneer jy so stap, verteenwoordig jy my koninkryk binne in hierdie koninkryk van die wêreld in ooreenstemming. En ek glo dis die uitnodiging vir ons gemeente in hierdie jaar. Hierdie gaan die jaar wees waar ons terugkeer na Jesus en Gees, ons eerste liefde. Maar saam met dit gaan ons begin stap in ooreenstemming met daai roeping wat hy vir ons gegee het. En deel van daai roeping is al meer as 30 jaar terug oor hierdie gemeente losgelaat. En nou gaan dit selfs meer wees. Partykeer gaan daai roeping wees om soos Jesus gemaak het, vis te braai langs die see, terwyl sy disippels besig is om die nette aan die ander kant van die boot in te gooi. Ander kere gaan dit wees om so te stap in daai salwing van die Gees en in daai waarheid van wie Christus is, dat wanneer jy op iemand afkom wat sit met hierdie stage 4 kanker, gaan ons hande oplê en ons gaan die Here vertrou vir 'n radikale genesing. Ander kere gaan dit wees om 'n medewerker in die kinderbediening te wees waar ons kinders kan bekendstel, kan introduce, bekendstel aan ons Jesus. Waar hulle hom leer ken, leer om met hom te praat, leer om deur sy naam te bid. Maar hierdie jaar gaan ons terugkeer na daai roeping toe. Ons gaan terugkeer na dit waarvoor die Here ons geroep het. Genesing, herstel, saad en vrug. Ons gaan terugkeer na daai roeping om sy naam in die dorp uit te vat. En ons gaan soos daai oorblyfsel word, wat elkeen gaan terugtrek in hierdie reddingsboot en wat elkeen gaan terugtrek na hulle eerste liefde toe. Want wanneer mense ons sien, gaan hulle sien ons is geboei aan Jesus. Ek wil jou uitnooi in hierdie jaar. Kom ons wees gevangenes in Christus. Kom ons wees geboei aan hom, al is die dorp rondom ons aan die brand. En kom ons vertrou die Here vir 'n groot werking in hierdie plek. Kom ons stap in ooreenstemming met daai roeping. So ek wil vir jou vra, nooi mense uit na die gemeente toe wat nog nie in 'n kerk is nie. Nooi mense uit om hom te kom ervaar. Nooi mense uit om hom te kom ontmoet. Nooi mense na daai groeipad 101 toe, groeipad 101. Nooi mense uit. En kom ons vertrou die Here vir 'n groot ding in hierdie jaar. Amen. Amen. Kom ons staan. Kom ons staan. Daar weer is, maak sommer net jou oë. Kom ons bid saam. Here, dankie. Dankie Heilige Gees dat U vandag hier is. Dankie vir 'n jaar waar ons kan terugkeer na U. Dankie vir 'n jaar waar ons kan terugkeer na daai plek van herstel en genesing en vrug en saad.
Dankie vir 'n jaar waar ons kan terugkeer na daai plek van vernuwing van harte, verlossing van siele, genesing van liggaam. Dankie Here vir dit wat U beplan vir hierdie dorp in 2026. En ons wil vra Here, help ons om hierdie hele dorp onder U heerskappy te sit. Onder U lordship, U heerskappy. Dat elkeen sal weet, maar elke deel van hierdie dorp, elke huis in hierdie dorp, elke gesin in hierdie dorp, behoort in die eerste plek aan U. En dankie daarvoor. Ek wil vra Here, help ons om geboeid te bly aan U in 2026. En dankie daarvoor Heilige Gees. Dankie dat ons beweeg as U beweeg. Opstaan as U opstaan. Veg as U veg. Luister as U praat. Dat ons kan weet, U is hier. U is 'n goeie God. Ons is so lief. Dankie vir elkeen hier vandag. Ek vra Here, seën hulle. Seën hulle uit hulle sokkies uit in hierdie jaar. Here, ons wil vra, openbaar Uself in elke huis, dat elke huis en elke gesin hier 'n plek van aanbidding sal wees. 'n Plek sal wees waar U verheerlik word. En dankie daarvoor, Here. Dankie vir wie U is. Dankie vir U goedheid, U guns, U liefde, U Gees vanoggend. Ons gee vir U die eer. Almal sê so. Amen. Kom ons sing 'n laaste lied en dan gaan ons afsluit. I have decided to follow Jesus. I've decided to follow Jesus. I've decided to follow Jesus. No turning back. Turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. My cross I'll carry till I see Jesus. My cross I'll carry till I see Jesus. My cross I'll carry till I see Jesus. No turning back, no turning back. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back. I've decided to follow Jesus. I've decided to follow Jesus. I've decided to follow Jesus. No turning back,
turning back. Ek wil net 'n oomblik vat. Ek ervaar net iets iemand vandag voor ons die seën uitspreek. Wat bid vir 'n kind om hulle lewe vir Jesus te gee. As jy gemaklik is daarmee, wil jy net vinnig jou hand opsteek en laat sak. Dankie. Ons bid net gou vir daai. Dankie Here. Dankie dat ons vanoggend kan bid vir daai kind om terug te kom na U toe. Ek vra nou in die oomblik, Jesus, kom raak aan, kom trek hulle terug in die koninkryk in. Dankie Jesus vir 'n radikale bekering in hierdie tyd. En ons gee dit vir U. In U naam alleen. Amen. Ek wil jou uitnooi, voor ek die seën uitspreek, om na die tyd saam met ons te kom kuier. Alle graad 11s en graad 12s, is nooi julle uit om saam Next Gen toe te gaan in kamer 20. Graad 11 ouers, julle is ook welkom. Asseblief kom vandag, kyk wat ons daar doen. Ons jeug is ook in die gang, direk van hier af in kamer 11. As jy meer inligting wil hê, wil inskakel by iets of op die WhatsApp groep wil kom, kry vir Ronel daar agter. Sy staan by die banier met 'n groen lanyard aan. Meld sommer daar by haar aan. Dankie dat jy hier was vanoggend. Ons ontvang die seën van die Here. Mag die Here jou seën. Mag hy sy aangesig oor jou laat skyn. Mag hierdie jou Jesus en Gees jaar wees. Die jaar van terugkeer. En mag hy vir jou vrede gee. Amen. Dankie dat jy hier was, dankie dat jy ons seën. Mag jy 'n wonderlike week verder hê. Sien jou volgende week. I've decided to follow Jesus. I've decided to follow Jesus. I've decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow.